Kan julle my hoor? Daar's hy. Môre almal, dankie vir die geleentheid hier by Kragdag en hierdie koue weer om vanoggend 'n bietjie met julle te gesels oor liefdadigheid wat wel ook kan lei tot werkbare oplossings en 'n suksesvolle nalatenskap. Nou ek wil graag die drie persone wat hier voorstel. Ek is Anton Smit, ek is die uitvoerende hoof van die Aquifer Stichting. Aan my regterkant sit Dirk van der Walt. Dirk is die oorspronklike stigter van die Aquifer Stichting en Dirk is ook 'n stigter van We Buy Cars. Dis hoekom hy vir julle bekend lyk. Dirk het vir ons die fondse bewillig aan soos wat ons nodig gehad het om dan 'n verskeidenheid van welwillendheidsprojekte te kan begin. En dit doen ons deur die ATT SA wat die uitvoerende arm is van Aquifer. En hier op my linkerkant sit Daina Bronkhorst wat ons uitvoerende hoof van Aquifer, van ATT SA is. Daina, wil jy net vir ons so 'n kort opsomming gee oor dit wat ons doen en wat ons hier van praat vandag nie? Dankie Anton. Ek dink dit is 'n ongelooflike voorreg om hier te wees by Kragdag vir die derde keer hierdie keer. Dit is regtig lekker om hier te wees, al is dit koud. Wat lekker is dit mense met harte wat uitkom in hierdie weer. En dis waarvan ons hou. Ons hou van mense met 'n hart. En ek dink as ons praat oor Aquifer Stichting, is die motto van hulle is help the helpers. Maar as mens sê help the helpers, dan beteken dit soveel meer as net woorde. Daar moet 'n tasbare uitkoms wees in 'n gemeenskap as jy help. As jy iemand help, moet daar iets gebeur. Dit kan nie net wees dat jy 'n broodjie gee of 'n soppie gee of 'n koppie koffie gee nie. Dis lekker en is nodig, maar daar moet iets verander in daai mens. En ek dink tussen ATSA en die Aquifer Stichting kry ons dit reg om 'n gemeenskap wat regtig gebroken is om te skakel met stelsels, met insette, met definitiewe verandering te verander in 'n gemeenskap wat werk. Ek dink die belangrike ding uit wat Daina sê is dat wanneer ons met liefdadigheid betrokke raak, is dit verskriklik belangrik om te verstaan om net geld na 'n probleem toe te gooi, is net besig om geld in 'n diep donker put in te sit. So die hele beginsel agter wat ons probeer doen tussen Aquifer, ATT en die projekte wat ons bedryf, is om volhoubare projekte daar buite neer te sit wat kan voortbestaan sonder enige een van hierdie organisasies. So die hele konsep is, ons vat 'n projek, raak betrokke, veral by organisasies wat reeds baie goeie werk doen, om hulle te help om hulle strukture in plek te kry en beter projekte aan te pak, en dit dan in plek te sit sodat dit kan voortgaan sonder ons. Die hele gedagte is om onsself uit te werk. As ons dit reg doen, dan is daar nie rede vir ons om betrokke te wees nie. Dan kan ons die baie gesonde projekte los, wat dan daar aangaan sonder dat ons daar is. En ek dink, Daina in ATT SA het ons dit tot 'n groot mate reg gekry. Ons het met 185 projekte begin 3-4 jaar terug. Ons het net 75 oor op hierdie stadium. Nou van hulle het ongetwyfeld nou nie gewerk nie, maar baie van hulle is onafhanklik en doen hulle eie ding op hierdie oomblik in tyd. En dit was die doel van Aquifer, toe hulle dit gestig het, om regtig seker te maak dat ons nie afhanklikheid kweek nie. Afhanklikheid is 'n verskriklike ding. As jy mense het wat afhanklik van jou is, dan want jy ouens wat by die robot staan en bedel. Ons het 7.500 van hulle in Pretoria. En hulle is daar omdat ons hulle geleer het om afhanklik te wees van die ou wat die geld by die robot gee. En dis nie wat liefdadigheid of barmhartigheid veronderstel is om te wees nie. Barmhartigheid raak betrokke en sorg dat daar volhoubaarheid is in dit wat jy gee. As jy nie kan gee en dit kan bestuur tot aan iemand se maag of aan sy bas nie, dan moet jy dit liewer nie doen nie. Want die oomblik as jy dit doen, veroorsaak jy afhanklikheid en dis presies wat ons nie wil hê nie. Daina, ons het 'n verskeidenheid van stalletjies vandag hier op Kragdag wat juis kom wys hoe ons dinge self doen in die barmhartigheidsomgewing ook. Wil jy nie begin en vir ons vertel wat is hier en dan gaan ons bietjie verder oor hulle gesels nie. Beslis. Ek dink wat lekker is die tema. Die tema is 4 werkbare oplossings om seker te maak dat dit 'n verskil maak in 'n nalatenskap los. En ons 4 werkbare oplossings het ons saamgestel uit van ons projekte wat ons saamgebring het. Die eerste een is natuurlik die skool, die kleuterskool, die sport. Ons het dan gebring vir liggawe wat vir mense weer terugbring na die Here toe en ons het ons werkskepingsprojekte gebring, fisies hiernatoe gebring om vir julle te wys hoe maak hulle sekere goed. Ons het vir gesondheid met hart gebring wat daar buite 'n mobiele kliniek is en wat binne ons projekte binne minderbevoorregte ouertehuise of versorgareas 'n basiese mediese ondersteuning gee en dan het ons vir Elgin, ons maatskaplike werkers wat ongelooflike werk doen daar buite vir bejaardesorg.
Wil jy vir ons net bietjie meer dan van die skool en van die sport spesifiek vertel asseblief Daina? Ek dink die skool is vir my baie na in die hart. Dit kom uit DNA uit. Toe ek my kinders groot gemaak het, was daar 'n gebedjie wat ek hulle mee gepeper het elke aand. En daai gebedjie is: Dankie Heer, al is ek klein, vir my skool en vir my brein. Maak my nuttig, goed en sterk, Vader, om vir U te werk. Nou in daai gebed leer jy jou kind 2 basiese karaktereienskappe. Jy leer hom om dankbaar te staan vir wat hy het en diensbaar te wees vir die Here. En Eden Akademie bring kinders weer terug na die Here toe. Dit bring hulle terug na 'n opvoeding toe en 'n veilige hawe waar hulle behoorlike onderrig kan ontvang binne perke van hulle inkomste. Dis belangrik om te sê dat baie van hierdie ouers kan ietsie gee. Hulle kan nie 'n volle bedrag betaal nie. En dit maak 'n groot verskil. En natuurlik die kleuterskool is dieselfde beginsel, maar as jy 'n kind van kleins af kry, kan jy sy hele menswees verander, dat hy nie ook in dieselfde omstandighede verval van sy ouers nie. Dit is baie belangrik om te sê, Anton, dat daai ouetjies wat uit daai gebroke gemeenskap uitkom, is nie almal sleg nie. Hulle is eintlik ongelooflike sterk karakters. Dis mense wat regtig 'n verskil wil maak. En ons sien dit daagliks met die ouers wat by ons kom aanklop by die skool. En ons waglyste is so lank, want mense sien dit werk. Sport natuurlik bou karakter. As jy deel is van 'n span, raak jy deel van 'n gemeenskap wat jou ondersteun. Wat vir jou sê jy maak sin, jy maak saak en jy maak 'n verskil. En dit is wat die sport vir daai kinders beteken. Soveel meer as net 'n bal. Ek dink as ons daai bal vir daai kind gooi jy nie net 'n stuk leer of 'n stuk 'n bal nie, jy gooi 'n toekoms en dit is vir ons baie belangrik. Ek dink die praktiese van wat Daina op die oomblik sê, as jy kyk na die ontwikkeling waarmee ons besig is in Pretoria Wes, ons is bevoorreg genoeg om 'n redelike groot stuk grond te gekry het uit die stadsraad uit. Ons het die sportakademie daar gevestig en ons sportbestuurder is besig om billetjie rugby en 'n verskeidenheid van sporte daar aan te bied. Dit sluit ook in goed soos boogskiet en verskeidenheid van ander klubs wat die kinders geleentheid gee om goed te doen wat hulle nooit van tevore gedoen het nie. Die skool is ook in 'n baie spesiale plek want dit gee vir kinders wat in die area is wat nêrens het om heen te gaan nie, 'n plek om regtig te kan begin skool bywoon. So die idee met die ontwikkeling wat ons daar het is om die 2.500 kinders, veral Afrikaanse blanke kinders, wat op hierdie stadium nie plek het om skool te gaan in Pretoria Wes nie, om hulle 'n geleentheid te gee om ook in 'n skool te kom. So ons oproep van ons kant af hier by Kragdag is juis om te vra, kom kyk na ons skool, kom help ons om hierdie skool gebou te kry. Dis nie goed wat ons alleen kan doen. Hierdie skool moet gebou word, hy moet bestuur word. Ons het hande nodig om te help om seker te maak dat ons die regte ding in daai gemeenskap doen. Ons gaan ook nie sommer net enige kurrikulum aanbied nie. Die idee is om regtig dit loopbaan gepas te maak sodat die kinders weet dat hulle wanneer hulle uit die skool uitkom, werklike beroep het en nie net opgelei is ter wille van 'n akademiese agtergrond nie. Die grond is daar, die plek is daar. Ons is reg om hierdie ding te bou. Almal wat kan help en ons doen ons eie ding, moet asseblief vir ons kom help. Ons ouers daar in daai area kan nie skoolfonds betaal nie, maar hulle werk almal. Hulle werk in die groentetonnels, hulle werk in die tuine, hulle werk in 'n verskeidenheid van die projekte waarby ons betrokke is. En dit bring ons ook by die volgende afdeling van dit wat ons doen, wat volhoubaar is en wat wel ook 'n nalatenskap laat. En dit gaan oor die werkskepping. Omdat ons met die kinders werk en ons met hulle ouers te doen kry wat werkloos is werkskepping 'n baie groot komponent van wat ons doen. En ek dink hier was Dirk vir ons 'n baie groot bron van inspirasie oor hoe om hierdie werkskepping aan te pak. Mens kan nie net werk om mense besig te hou nie. Werk moet 'n doelwit hê en dit moet 'n uitkoms hê sodat dit regtig wesenlike verskil kan maak in hierdie mense se omgewing. Nou Dirk, ek gaan vir jou vra. Dirk is ons absolute filosoof en ons waardeer hom altyd so baie. Vir iemand soos Dirk om betrokke te wees in 'n organisasie soos ons en is werklik 'n voorreg. Want hy's nie net 'n ou wat geld gooi na 'n ding toe nie. Hy's regtig betrokke binne in ons. Hy's gedurig saam met ons ook in die projekte en ons sien hom gelukkig baie. So ons leer baie by hom. Maar ek wil vir jou vra Dirk, wil jy nie vir ons die filosofie wat ons gebruik rondom werkskepping en betrokkenheid, soos wat jy dit sien en wat jy dit vir ons ingedra het in Aquafor net verduidelik nie asseblief. Anton, baie dankie. Ja, die entrepreneurskap is altyd 'n groot uitdaging en dit was in my lewe ook so ons groot geword het, dan probeer jy dink aan iets wat jy kan doen om geld te maak en dan
eventueel later in jou lewe dan strompel jy nou oor iets wat dan nou werk en jy doen daai ding en 30 jaar later is jy 'n huishoudelike naam. Nie alle entrepreneurs is suksesvol nie. Ons is nou toevallig 'n suksesstorie, maar daar's baie mense wat iets entrepreneurial probeer en dit slaag nie. Nou die rede hoekom ons werkskeping wil probeer doen, ons doen die welwillendheidsding. Wat noem jy welwillendheid? Barmhartigheid. Barmhartigheid. Ons doen die barmhartigheid ding, maar dit is nie volhoubaar nie, want dit is 'n bodemlose put in 'n sekere sin. Maar jy kan nie dit nie doen nie. As jy die behoefte, as jy daar is en jy sien wat met jou mense gebeur, dan behoort jy in jou siel en jou wese te weet dat jy kan nie jou lewe geniet as jy nie help vir die persoon wat minder ons moet probeer help. Maar die ding wat Anton sê van die oomblik as jy begin skenk, dan skep jy afhanklikheid. Want jy kan nie die lewe reg koop nie. Jy kan nie onderhandel met die Here nie en jy kan nie die lewe reg koop en reg buig met geld nie. Jou geld kan net soveel doen en dan is jy weer terug by die situasie waar jy 'n entrepreneur moet wees. Jy moet iets kry om te doen wat volhoubare inkomste, volhoubare voordeel, waarde skep vir jou medemens. Ons het gevind en gesien keer op keer as mense 'n standvastige inkomste kry by sy werk, dan kan hulle begin met verantwoordelike familiebeplanning en dan éventueel dan stuur hulle vir ons die baba foto's. En dit is miskien snaaks, jy weet as jy met mense daaroor praat dan glimlag hulle en dink, dit is funny. Weet, dit is snaaks, maar dit is die realiteit. Die realiteit is ons kry 3 baba foto's per dag. Hoekom? Omdat ons sekuriteit skep in die vorm van 'n vaste inkomste, omdat ons 'n besigheid bedryf wat goed gevestig is en baie mense is afhanklik van die besigheid. So dieselfde moet ons ook doen met ons matrasprojek, dieselfde moet ons ook doen met verskeie ander projekte. Ons moet dit verander van 'n barmhartigheidsprojek na 'n selfvolhoubare entrepreneurskapsprojek. En om dit te doen, moet ons vir mense blootstelling gee, ons moet hulle brein uitbrei om weier en verder te dink. Hulle moet hulle vrese oorkom. Hulle moet leierskap gryp en beoefen. Almal sit en wag vir iemand om te lei. Almal hoop daar moet 'n leier van iewers afkom. Iemand moet my kom lei. Maar dit gebeur nie. So een of ander tyd moet jy vaskop en inskop en sê ek gaan begin deur myself te lei. Dit is my selfleierskap wat dit begin. En as jy dit entoesiasties, onomwonde, heelhartiglik doen, dan hoop ek dat ons 'n nasie van leiers kan bou, want ons het inisiatief nodig. Ek het nou eendag vir iemand gesê, dit is nie die geld of die werk wat die ding deurraak nie. Dit is die inisiatief. Iemand het een keer gesê dat courage is scarcer. Maar in elk geval, ons kort mense wat moed aan die dag lê. Ons moet moed aan die dag lê, ons moet inisiatief aan die dag lê en ons moet blootstelling kry. Die groot ding wat ons mense kort is blootstelling. Ons moet ons verwysingsraamwerk uitbrei deur meer blootstelling te kry. Want op daai manier verbreed jy jou verwysingsraamwerk en dan raak dinge vir jou moontlik. Maar mense is in nood en hulle het beperkte opsies. Miskien tot 'n mate omdat hulle vasgevang is in 'n beperkte denkwyse. En dit is wat ons moet probeer aanspreek. Dirk, baie dankie. Ek dink dis juist hierdie filosofie wat ons gebring het by die praktiese gedeelte van wat ons kon regkry binne in ATT en ons gebruik 'n benadering. Okay, dit was nie ek nie. Ons gebruik 'n benadering wat sê ons kyk binne in 'n gemeenskap, wat het hulle en ons ontwikkel van daai af. So dit is 'n gemeenskapsgebaseerde ontwikkelingsstrategie. Dit help nie jy kom met planne en idees van 'n verontwikkelde besigheid en probeer dit vestig in 'n omgewing waar daar slegs armoede is nie. So die hele konsep is om te kyk wat is beskikbaar in 'n gemeenskap, vat dit, ontwikkel dit en bou dit in 'n besigheid in soos wat Dirk tereg nou gesê het.
Gebruik die befondsing wat jy sou gebruik het om suiwer net in 'n put in te gooi. Begin vir hulle besigheid wat uit hulle gemeenskap uitkom en help hulle om dit te ontwikkel en te groei. Dit is volhoubaar. Wanneer dit van hulle self afkom, dan sal dit volhoubaar wees en hulle sal dit ondersteun. In daai proses het ons 'n verskeidenheid van besighede reeds gevestig en heelwat van hulle is vandag hier by Kragdag en dit sal wonderlik wees as die besoekers wel by hulle sal uitkom. Ek kan net noem Rental Buddies wat beddens maak en verhuur is 'n baie suksesvolle besigheid wat uit een van die rehabilitasiesentrums van Moegesikkel afgekom het. Die manne het 'n idee gehad om beddens te vervaardig en te verhuur en as jy dit die eerste keer hoor dan klink dit soos 'n absolute onmoontlike besigheid. Maar ek kan nou vir julle sê dis baie suksesvol. Hulle het reeds 6 takke dwars deur die land. Daar's 'n verskeidenheid, seker maklik 300-400 mense wat reeds daar werk. Hulle verhuur die beddens en elke 2 jaar kry jy 'n nuwe bed, maar dis 'n kwaliteit ding wat regtig die tyd van toets deurstaan met 'n oordentlike waarborg op. En die beginsel was om mense werk te gee, maar vandag is dit 'n volwaardige kommersiële entiteit. Dieselfde met ons baie besigheid, ons vervaardig alles van die kaste dwars deur tot die opleiding, koop die heuning terug en verkoop dit aan. Weer 'n keer uit die gemeenskap uitgekom en ons het dit ontwikkel sodat hulle dit as 'n volhoubare inkomste kan doen. Ons het 'n konstruksiebesigheid begin met die naam van Onse Konstruksie. Mense in ons wêreld is volop wat almal kan bou en allerlei goed kan doen, maar daar is nie vir hulle 'n geleentheid. Hierdie geleenthede waarvan Dirk praat om regtig hulle self te laat geld en te laat ontwikkel nie. Ons konstruksiebesigheid is reeds 'n redelike groot entiteit en doen geweldig baie werk, nie net binne in ons eie omgewing nie, maar ook in die algemene gemeenskap daar buite. Daai tussen al hierdie goeders, wanneer ons nou met ouers en kinders en besighede en al hierdie goeders werk, het ons ook te doen met 'n verskeidenheid van ander dienste wat gedurig oor ons pad kom. In die konstruksiebesigheid en in die bedfabriek het ons baie gou gesien mense kry seer en hulle is siek en al hierdie goed wat saam met dit gaan. En weer 'n keer uit hierdie behoeftes uit die gemeenskap uit, het ons die gesondheidsorg en ondersteuning ontwikkel vir ons eie mense. So, vertel asseblief meer vir ons van daai. Ons het die projek begin met die naam van Gesondheid met Hart, juis uit die behoefte wat daar by ons tafel uitgekom het of uitgespoel het oor die SASSA bejaardes en mense wat absoluut 'n lae inkomste genereer, dat as mens die basiese mediese ondersteuning vir hulle kan bied, om te kyk, weet jy, drink jy jou pilletjies reg? Jy mag nie hierdie saam met hierdie drink nie. As jy net dit vir hulle kan verduidelik, en jy is amper soos 'n vinger op jou pols daar, so om elke nou en dan te gaan kyk, soos byvoorbeeld by Reddingsstaat, het ons 48 bejaardes wat regtig waar uit SASSA uitleef. Nou daai ouetjies het basiese gesondheidshulp en ondersteuning nodig. Toe het ons vir Monique Du Plessis gaan stuur vir 'n klomp kursusse en ons het vir haar die vermoë gegee om 'n diens te lewer aan hierdie persone, sodat hulle op die ouend van die dag 'n basiese mediese diens kan ontvang. En natuurlik ook noodhulpdiens daar buite is vir ons belangrik, veral by ons sport, by ons skool, by al ons ander projekte en ook die opleiding daarvan vir mense wat by die huis is. Ons het byvoorbeeld verlede week het ons 'n klein lyfie projek aanbieding gehad, wat om te doen as jou baba stik. En dit was vir my so interessant hoe daai mamma saam vra, want dit is iets wat nie eers ek geweet het wat om te doen nie. So dit was 'n basiese opleiding vir mense wat nie self kan bekostig nie. En natuurlik die mobiele kliniek wat ons nou daar by Philadelphia ook uitrol en 'n klomp ander van ons projekte. So gesondheid is so 'n belangrike rol en as jy vroegtydig daaraan aandag gee, dan voorkom jy soms die groter uitdagings. En dis waaroor dit vir ons gaan. En natuurlik die bemagtiging vir mense om te sê, kom ons lei jou op om dit self te kan doen. Saam met dit gaan ook die ondersteuning, die maatskaplike ondersteuning wat ons maatskaplike dienste bied vir bejaardes, vir ons kinders, vir ons mense wat in die verskillende projekte werk. Daarna wil jy nie net ook raak aan die dienste wat ons maatskaplike organisasie dan ook bied vir ons kliënte nie. Ek gaan heel eers begin met Rooted, wat 'n absolute kritiese diens lewer binne in ons skool en al ons projekte om te help met berading, help om
om ondersteuning te bied. En natuurlik om die assessering vir ons te doen, né? Ons help nie net enige iemand nie. Ons doen eers 'n assessering wanneer daai persoon by ons tafel uitkom of deur die fone by ons uitkom. So dis 'n baie belangrike rol wat hulle vir ons speel. En natuurlik almal van ons het nie die kundigheid wat hulle het om 'n ding reg te doen nie, om daai bindingsproses reg te doen nie, om trauma te hanteer nie. So dit is so belangrik. Ons het 2 maatskaplike werkers wat amper voltyds by ons skole en by ons ander projekte betrokke is, wat uit en uit daarop uit is om seker te maak ons doen dit reg. En dis belangrik om te sê. En natuurlik reg oor ons projekte, mense van buite af wat ons kontak en sê, kan jy ons help met 'n basiese maatskaplike diens? 'n Forensiese assessering is een van ons grootste navrae en dit is 'n duur komponent. Maar as mense dit op 'n mate vir mense daar buite kan bekostigbaar maak, gaan jy soveel meer uitkomste en sukses hê in die howe, omdat ons juist dit reg doen. Ek dink ons maatskaplike dienste het ons besef is 'n geweldige groot komponent van wat ons doen en dit het ook gelei daartoe dat ons 'n kantoor gevestig het in die Benoni omgewing omdat daar 'n baie groot komponent van ons mense, ons Afrikaanse gemeenskap in daai area is. Toe die soortgelyke dienste wat ons nou van praat in Pretoria en Pretoria Wes is ook beskikbaar in die Benoni kantoor wat ons daar gevestig het. Ons het ook 'n applikasie ontwikkel wat ons baie trots is op wat binnekort beskikbaar sal wees en ek glo detail daarvan by ons tent beskikbaar. En dit is 'n aanlyn beradingskomponent waar mense kan gaan kyk en gaan begin met 'n beradingsproses wat dit baie makliker maak vir kinders en mense wat hulp nodig het om binne in ons stelsel in te kom sonder om fisies na ons toe te moet kom. Dit word skole uitgerol, dit gaan beskikbaar wees op 'n verskeidenheid van plekke en ek wil graag hê daarna jy moet dalk net 'n woord of twee daaroor ook sê terwyl ons nog geleentheid het. Dankie Anton, Guide Me is die Maria is hier, so sy het ontwikkel is haar brainchild as jy dit so kan noem en dit is uit en uit om die basiese berading en die basiese hulp daar buite vir jou toeganklik te maak op jou selfoon. Om so vinnig as moontlik by 'n punt uit te kom waar jy kan vasstel op jou eie of jy regtig hulp nodig het. Is dit maar net 'n ding wat jy tydelik deurgaan of is dit nodig vir jou om na iemand toe te gaan om jou te help? En dit is 'n lang proses gewees, Estie, ek dink. Ons besef nie hoeveel grys hare het jy gekry hier uit nie. En natuurlik was dit ook 'n geduldige proses en 'n genadeproses. Genade is 'n moeilike woord. Maar as mens op die ou end van die dag na 'n produk kan kyk en jy kan hom op jou foon oopmaak en jy kan sê vir jouself, as ek hierdie klomp vrae beantwoord, dan gaan ek myself beter verstaan en ek gaan op die ou end weet jy, ek het 'n probleem. Ek hoop duisende mense daar buite gebruik hom en besef self hulle het 'n probleem. Ons hoef dit nie altyd vir hulle te sê nie, maar die uitdaging is natuurlik trauma en roof en sulke tipe goed is so gereeld en so baie in Suid-Afrika dat ons hierdie tipe toepassing ongelooflik nodig het. Die toepassing se naam is Guide Me en hy is beskikbaar op Google Play en op Apple. Daar's hy. Uit ons maatskaplike dienste uit is dit ook belangrik om versorging in plek te hê vir bejaardes. So ons het onlangs ons 'n stuk grond bekom met Dirk se hulp waar ons fasiliteit kon vestig waar ons bejaardes wat geen plek het om heen te gaan nie kon vestig. Ons kry baie keer mense wat op straat is wat letterlik nie weet wie hulle is nie, hulle het nie ID-boekies nie en dan is daar van daai mense geen heenkome nie. Nou in hierdie nuwe fasiliteit is daar nou plek vir hulle en ons is baie dankbaar dat ons hulle daar kan vestig. Saam met dit het ons 'n organisasie met die naam van Elden, maatskaplike werkers, wat se fokus is om spesifiek te kyk na bejaardes. Daarin verskaf ons dan dienste, maatskaplike dienste, soos die berading, soos die versorging om hulle binne in ouerhuise te kan help plaas, assesserings om vir hulle testamente te help opstel in 'n verskeidenheid van dienste. Elden is ook vandag hier om hulle dienste beskikbaar te maak. Hulle het ook onder andere 'n totsiensleer ontwikkel wat elke mens behoort te hê wat so presies sal wys wat jy moet nalat wanneer die onverwendbare gebeur van iemand wat tot sterwe kom, dat daar volledige stel inligting beskikbaar is vir die mense wat oorbly om te kan doen wat nodig is om 'n mens se boedel af te handel en jou wense uit te voer soos wat dit gedoen is terwyl jy nog lewendig was. Hulle is ook daar by ons stalletjie en hulle is ook daar beskikbaar en dit sal wonderlik wees as julle hulle ook ondersteun en kon kyk wat hulle doen. Daai nou en Dirk, ek dink ek is
persoonlik baie trots op wat ons reg gekry het in die laaste paar jaar binne in Aquaphor. En ek dink ons glo en ons is besig om dit reg te kry om 'n volhoubare nalatenskap te laat. Dis eintlik vreeslik om te moet dink dat jy werk aan goed op wat eintlik sal voortgaan en dat ons nie meer daarbey betrokke sal wees binne 'n jaar of so nie, maar dit het te doen met ons pleeghuise, met die kinderhuise waar ons betrokke is, sodat ons regtig ons poging kan insit en seker maak dat hulle kan voortgaan sonder ons. En dit pas aan by Dirk se filosofie om goed te ontwikkel met die fondse wat ons beskikbaar het sodat dit hulle self kan onderhou.